Het jy geweet, jy is soos 'n eier. Hierdie eier het 'n dop, hy het eierwit en hy het eiergeel. Nou, as ek hom breek, het hy geen kans om te lewe nie. Dan gaan hy mors hier, alles vuil maak. En dis selfs hoe ons is. Ons het 'n liggaam, ons het 'n siel en ons het 'n gees. En dan sê Genesis so mooi, hy sê dat Adam is geformeer, God het hom gemaak. Toe blaas hy sy asem in hom en hy blaas 'n gees in hom. En toe het hy lewende siel geword. So ons liggaam, siel en gees. Maar hoor hoe sê Paulus aan Timotheus, aan Thessalonisense, die gemeente van Thessalonisense. Hy sê, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewy maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberuslik sal wees wanneer die Here Jesus Christus weer kom. As jy na hierdie skrif kyk, dan besef ek, my liggaam is nie maar net 'n ding nie. My liggaam is nie net iets wat oud word en ek wil klaar kry en ek wil net weggaan hierso. Nee, dat God my liggaam ook sal bewaar. Nou, as jou liggaam die belangrikste was, sou God jou al hier op aarde al 'n verheerlikte liggaam gegee. So hierdie liggaam is tydelik, is 'n tydelike aarde, maar in die hemel gaan ons 'n verheerlikte liggaam hê, want daar moet jy weer siel en gees hê. Dis dieselfde, hierdie dop bewaar my siel en gees wat hier binne is, die eierwit en die geel, bewaar hy pas dit op. En nou, die grootste fout is, ons oordeel baie keer die dop, ons kyk na die dop, hierdie skat ek is so 'n medium eier, jy kry nog groter eiers en kleiner eiers, hierdie is 'n absolute free ranging egg, sy eiergeel is baie meer geel binne, maar ons kan nou oordeel, en baie keer kry ons eiers dan sy vuil buite, dan denk ek, ek wil hom eet nie, maar weet jy, die buite beteken niks nie, ek eet nie die dop nie, die dop is net iets wat dit veilig hou, binne hou. En wat interessant is, ek kan hom vat, my vingers stik en druk, maar hierbo is hy hard. Daar kan ek hom nie stik en druk nie. God het jou liggaam op 'n spesifieke manier gemaak. Dink ook daaraan, maak nie saak wat die kleur is nie. Dit kan 'n donker brein wees, 'n spierwit eier wees. Dit bepaal nie die inhoud nie. Dit sê nie wat inhoud snaaks is nie, of wat goed is nie. Dis die inhoud wat belangrik is. Ons siel en ons gees, dis wat belangrik is, en hierdie drie wat saam is. Nou moet jy weet, jy het die Heilige Gees ontvang, en die Heilige Gees bewaar ons, beskerm ons, hou ons by mekaar. Die Heilige Gees wat hier binne in ons het 'n lewende siel geword, om die Heilige Gees in ons is. Maar nou is daar iets baie belangrik. Die hartseer is dat ons siel baie keer beïnvloed word deur ons liggaam. Hierdie eierkyk is dit die wit wat beïnvloed word deur die eiergeel. As jy nou 'n klein hoendertjie, eier embryo is, dan begin hy te eet van die eierwit. Dis die binnekant wat hom voeding gee. Die hartseer is baie keer, is dit hierdie dop, hierdie liggaam, wat ons siel beïnvloed, wat dit eintlik die eierwit is, eintlik die gees is, wat ons siel moet beïnvloed. Dis die gees, nie my liggaam nie. So van binne af moet ek gevoed word, nie van buite af nie. En die hartseer is van buite af, het ons so geweldige invloed op ons siel. In plaas daarvan dat jy toelaat dat die gees 'n invloed op jou siel het, dat die Heilige Gees binne in jou kan werk, en hy wil in jou werk, hy wil by jou wees. Nou, dit is dalk 'n teologiese vraag, maar as jou liggaam nie meer hier is nie, as jou siel en gees ook nie meer hier nie. En die Gees, die Heilige Gees, soek na jou liggaam om binne in jou te kom woon. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Jou siel wat jou denke, jou wil, jou begeerte, jou gevoel is, dis waarna jy luister. So dis die Gees wat met jou siel praat, my siel wat vir my liggaam sê wat om te doen. Dis my liggaam wat die telefoon oproep, dis my liggaam wat mooi praat, dis my liggaam wat kos uitdeel, dis my liggaam wat die regte goed doen, want hy luister vir my gees wat hier binne in my is. So verstaan jy hoe belangrik is dit om 'n gees te hê. Nou dink net as jy hierdie eier oopmaak, nou so 'n klein stukkie eiergeel daar binne, dan sê hier's fout met hierdie eier.
Wat's fout hiermee? Want jy ken 'n eier. Nou wonder ek baie keer, hoe lyk jou eier geel binne? Hoe lyk dit? Die ander hartseer is ook, hierdie eier kan reg lyk en dan breek hom oop, dan vrot hy. En daar's niks wat soos 'n eier kan vrot nie. En weet jy, God wil jou 'n nuwe gees gee. Hy wil nie jy moet vrot nie. Hy wil nie jy moet stink nie. God wil hê dat sy gees in jou werk. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.